Clarissa Clairvoyant, boek 6 in hierdie reeks Reisjoernaal. Die boek waarin ons waarskynlik gaan uitvind wie die man is met wie sy die pad verder gaan stap. Dit is nou as sy die hele ding oorleef, nee. Clarissa het al tevore seer gekry, maar sy's 'n dapper vrou van Afrika. Jy kom oor dit en gaan aan met jou lewe. Sy wil in elk geval liewer vergeet van 'n moordenaar wat haar 'n genadeloose hout in die kop toegedien het in die vorige boek, Wraak van die vrou in die water. Sy steur haar nie aan die simptome wat vir haar vertel dat iets besig is om drasties verkeerd te gaan nie. Inteendeel, sy begin lees in die 100 jaar oue reisjoernaal van Katharina Retief. Die handgeskrewe dokumentasie van 'n vrou wie se familie daar in Hektorspruit gewoon het, waarskynlik op dieselfde perseel waarin Charles beoog om te trek. Katharina self is 'n sukkelende kunstenaar wat oor see gewoon het en nou per skip terugreis Afrika toe. Haar paat verdwyn en niemand is bereid om meer na hom te soek nie. Hermanus Retief het met sy medekaartspelers, jagters van beskermde wild en selfs die regering gebots. So as hy gevind word, moet dit liewer net sy oorskot wees. Maar iets is verkeerd met Clarissa se gesondheid. Sy het waarskynlik harsingskudding of bloeding op die brein na die kopwond opgedoen, maar sy steek dit vir almal rondom haar weg. As sy nie gou hulp gaan kry nie, gaan sy sterf, en sy behoort dit te weet, maar sy bly dit ontken. Intussen raak haar lewe al hoe meer ineengestrengel met die van die vrou van die reisjoernaal, Katharina. En sy weet net een ding, sy moet vashou aan die reisjoernaal en die dokumente wat daar voorin is. Anders gaan sy nie kan terugkeer nie. Sy gaan dalk haar lewe verloor of agterbly in die vorige eeu. Clarissa duik natuurlik ook in ander boeke op as gas. Daar, in haar blerrie buurman, vind haar seun dalk liefde. Luister gerus daarna. En in vindingryk ons lang vervolgstorie, het sy kom kuier op die plaas Rigtersrus. Ek los vir julle weer daardie skakels ook. Luister daarna of haal dit af, of stuur dit aan mense wat dalk lus het om saam te luister. En onthou, jy kan ook op die WhatsApp groep na boeke op jou selfoon luister en ontvang. Maar subscribe asseblief op ons kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories, #audioboeke, en as jy lus het, vertel vir ander mense daarvan. Net weer ons selnommer vir die WhatsApp groep, daar's plek vir nog so 50 mense. 0665 865 787 en dankie dat jy saam luister.